Coffee en Chat. Nou en zelf. Hallo vriendinne en welkom by nog 'n episode van She Brews. Ek kan nie wag om vandag se stories saam met julle te deel nie. Hallo Sally. Hallo Ami. Voordat ons begin vandag het daar 'n versie op my hart geval en ek lees vir julle uit die message uit vir Psalm 139. Oh yes, you shaped me first inside and then out. You formed me in my mother's womb. I thank you, high God. You are breathtaking. Body and soul, I am marvelously made. I worship in adoration. What a creation. En ons is hier vandag om een van daai creations te celebrate en ons storie te hoor. So Sally, vat jy vir ons oor. Dankie Nella. Ami, baie welkom en dankie dat jy by ons kom sit vanoggend en met ons kom chat. Ami, as ek dink aan jou storie is vir my soos 'n dik geweefde mat, né? Daar's baie garings en baie stukkies wat ryg deur daai mat, maar die eindproduk is vir my so beautiful. Ja, ons het nou gesê vanoggend ons kort eintlik 'n 5-part. Ja, 'n 5-part. Ja. Ek het wel die tissue box gerefill. So. Dankie nou. Want ek het hom gisteraand klaar. Dankie nou. Ami, kan jy dalk bietjie net vir ons in daar's ek wil sê raakpunte vanoggend wat gaan oor identiteit. Daar's raakpunte wat gaan oor God in jou storie en God owns your story. Yes. God owns your story. Dan staan raakpunte van 'n dogtertjie en identiteit en 'n gebrek aan identiteit oor die wêreld. En hoe dit uitspeel verder en op 'n ouer stadium. Manifesteer. Manifesteer. Ja, 100%. En dan is daar heeltyd deur die storie is daar punte van healing en restoration en identity en God. So Ami, ja, ek wil nou nie sal jy asseblief inspring en net vir ons bietjie vertel wie Ami is vir die mense wat jou nie ken nie en dan kan jy inspring suster, ons kan dik inspring vanoggend. Okay. Ek dink dit is regtig een van my hartsbegeertes dat dat die gesels op die ou end van die dag gegrond en gefokus bly in drie goeders wat vir my regtig passievol is. Wat ek besef nou deur die jare eintlik iets is wat regtig waar mense verskil kan maak in vandag se tyd, maar ook waar mense daar kan wees vir ander mense en dit is soos jy nou genoem het, God is in our story. Ek dink daai nou alles wat die laaste, kom ons sê 10 jaar in my lewe gebeur het en dan die laaste 2 jaar kyk ek terug en ek besef die leerskole en ek besef die goeders wat Abba vir my gewys het en my klein bietjies begin kennis gee het oor en mense wat hy oor my pad gestuur het en ja, daar was swaar, maar dit wat hy daardeur ons kom sterk maak het en hoe hy ons daardeur geleer het my en in my kinders lewens. So ek dink om te besef as 'n realiteit dat God het vir jou 'n storie en ons wil so graag ingryp en ons wil so graag oorneem en ons wil so graag beplan, veral ek. En dat ek dink baie keer maybe het hy deur al die jare vir my nou en dan probeer sê kom sit gou, kom ek wys jou en maybe was ek net bietjie hardkoppig so te besluit, okay, now he's stripping her everything. Maar op die eind van die dag, dit is sy storie en ons word gebruik in sy storie en is so 'n voorreg. En die grootste aanval in my lewe was nog altyd op my purpose. Nog altyd op wie is Ami. En ek dink dit het begin toe ek was op tussen 5 en 8 jaar oud, was ek gemolesteer in ons huis as kind en saam met molesteer het ek nou 'n lang pad opgestap met die genesing daarvan, maar eers op 21. Ek het dit gebeur en ek het gebeer en gebank en maar saam met dit kom onmiddellike gees of shame. Saam met dit kom onmiddellike gees van rejection. Dis asof dit is die realiteit van en dis hoekom ons as mamas ons kinders beskerm want ons deure daar buite. En wanneer jy jou kind blootstel aan 'n TV-program of aan dit of dit jy maak die deure oop. Die deure maak oop. 100% so die duiwel het ongelukkig gefreak ticket. So iets met jou gebeur. Ja, dit was nie sy plan nie, maar daai ticket dis oop vir jou. So dis waar dit amper op 'n vashou plek gehad het.
So, ek wil net jou vra daaroor en dit hoef nie in te veel detail in te gaan nie, maar ons weet van ander vriendinne wat ook deur molestering is as kinders. Die stats sê dit is gewoonlik iemand wat jy ken of iemand wat in jou, ek wil sê in jou ouer huis is of naby kringe. Was dit met jou ook die geval? Nee, dit was nie familie nie. Dit was 'n vriendinnetjie wat onder in die straat gebly het. Sy is ouer gewees as ek, sy was saam met ons in die skool gewees. Ek vermoed, nou, as jy ouer is en jy gaan terug en hy begin heel, dan wys hy vir jou sekere goed. En dit het met haar ook gebeur en hulle toe nou getrek toe ek 8 was en dit is hoekom dit opgehou het. En was dit sy? Dit was sy gewees. So dit was 'n vroulike figuur vir my hele lewe lank eintlik. Is dit amper of ek het 'n bietjie van 'n afwers teen vroue. Ja. En dit is iets, Ami, wat ek dink baie keer 'n mens amper nie dink nie, want 'n mens dink dis die ou oom af van die pad. Mens dink dit kan 'n vroulike figuur die probleem is, ons het toe bietjie later in my lewe het dit met iemand baie naby aan my ook gebeur. En die navorsing en ek het saam met kliniese sielkundiges op pad gestap daar en hoe hulle vir ons verduidelik het in die boek van Dr. N.K. Strydom verduidelik dit so mooi. Want sy ontleed vir jou die demoniese magte en goed daar buite, waarvan ek absoluut niks geweet het, eintlik tot op 21 nie. Maar hoe sy vir jou verduidelik hoe daai gees groei. So in vandag se lewe, daar is nie meer 'n ding soos jy begin net by gewone pornografie of jy begin net daai goeders groei alles en dis hoekom ons mamas moet wakker wees as daar ergens is van iemand wat jy weet daarmee sukkel. Dis 'n gebedsaak, maar dis 'n wortel en daai gees groei ongelukkig en daarom moet jy hom afbreek vir jou kinders. Dit is so waar wat jy sê en selfs vir ons moet ons eie wapenrusting opsit vir goed want ek dink aan 'n spesifieke politieke ding wat nou nie gebeur het. I wasn't made to see that. Jy weet, ek kry nou nagmerries oor iemand wat ek nie geken het nie. Maar ek het net onskuldige app oopgemaak op my foon om ek weet nie, te update op die wêreld. En nou imagery en vat nou dit as 'n kind van 7, 8 jaar oud, ietsie sien. Ek is 33 en ek het 'n hele week afgevat van alle sosiale media af. Ek het letterlik net my werkgoedjies gaan post en half my gesig gedraai en weggeloop. Nou vat daai impak en sit dit op 'n 8-jarige. So dis so waar wat jy sê, ons generasie mamas het 'n hele ander verantwoordelikheid. En ek sê nie daar's plek vir tegnologie, daar is plek vir tegnologie, daar's mooi ook aan dit, maar ons het ook 'n verantwoordelikheid wat 'n vorige generasie nie aan hoef te gedink het nie. Ek dink niemand maak dit af nie. Ek dink dit gaan oor die feit dat ons 'n verantwoordelikheid het omdat die blootstelling daaraan en dit is oral. Dit is net eenvoudig oral. So jy bid vir beskerming, maar op die einde van die dag moet die Here intree en daar opsig en hulle oogies toe maak en werkies toe maak en vir daai tipe van goed doen. Okay, so Ami, as 'n klein dogtertjie was jy gemolesteer deur 'n figuur wat jy gedink het sou veilig wees en jy het ook so half genoem dit het vir jou dadelik 'n spirit of shame gegee. So ek neem aan jy het dit vir niemand vertel nie, jy het dit gehou, dis my geheim, dit is ek is shamed. En eintlik is dit net weer 'n leuen van die duiwel. En jy sê hierdie belangrik maak in vandag se lewe en dit is hoekom geen van daai goeders geregtigheid kry op die einde van die dag nie. Dis 'n baie moeilike saak in die hof ook omrede kinders het 'n imagination. Dit is waarom dit afgespeel en afgeskryf word. En so op die einde van die dag die shame maak dat jy onmiddellik voel jy sê met iets verkeerd gedoen het. En dit is condemnation, is 100% condemnation. So daai gees van condemnation maak dat as jy iets sê, jy het dit gedoen, jy het dit dan toegelaat, so dit is 'n baie sielkundige setup. En onthou ook dit is 'n ding wat amper half gehas is. Nog al die jare. Dit is nou al bietjie beter, maar dit word ons dit word dit en ek praat nou van amper 5 jaar terug was die statistieke 1 in elke 3 kinders in 'n klas by die skool. Gebeur dit nie. So eintlik net om dit nie negatief te hou nie. Just be
just Vigilant. wees net alert. As jou kind se normale roetinetjies verander, of jou kind se normale sin word stil, of jou kind kom vertel vir jou mamma, hierdie seentjie dit gesê, of hierdie dogtertjie dit gesê, moet dit nie afmaak nie, daar's 'n rede hoekom jy dit hoor, en weet jy wat, ons moet Kommunikeer met jou kind. Ja, tree net op, en dit is nie om iemand te offend nie, dit is regtig maar net om wakker te wees en te sê, weet jy, dit moenie gebeur nie, dit is nie God se plan nie, dit moet gestop word, dit is eintlik maar. En dan die ander ding wat ek net al wil ingooi is, in vandag se lewe, alles waarmee ons kinders moet deel, daar's ongelooflike terapeute daar buite. En sandterapie is een van die goeders wat soveel bevryding bring. My kinders van dit link met hulle emosionele breine en dit maak dat hulle kan makliker praat maar in die hoeveelheid daar's al bewys en die hoeveelheid goed waaraan ons kinders blootgestel word, speelterapie is goed vir hulle. Al gaan jy op wat doen 'n speelterapie, nie doen dit self met jou kinders. Die hoeveelheid hoe jy kan agterkom, is jou kind okay, is jou kind nie okay nie. Jy hoef nie weet ouers sensitief of enigiets te wees nie, maar gedragverandering is vra daaroor. Spreek dit aan, daar's te veel access points. Dit is nie net toevallig nie. Yes, daar's te veel access points in ons kinders se lewens. Dit is so mooi gesê, is wees sensitief en doen iets en dit dit beter maak om nie te jou toets as as wat jy dit los. Ja, en weer eens, daai gees van shame. En my kind geweet is embarrassed. Nee, dit is nie. Dit was nie jou, dit is nie God se plan vir jou kind nie. Dit word gesteel. Dit is absoluut iets wat die duiwel kom steel by jou. En dit steel jou identiteit. En dit het gemaak eventually dat ek op 'n stadium in my lewe nie 'n goeie verhouding met my ouers gehad het nie. Want later het die Here vir my gewys, ek het dit teenoor hulle geprojekteer van hoekom het julle dit nie gesien nie, omdat ek baie konservatief groot gemaak was, waarvoor ek super dankbaar is. Vandag ek kom uit 'n wonderlike huis uit. My maale het absoluut alles vir ons kinders gegee. Hulle is mense wat streef na excellence en hulle dien die Here. En ek en my sissies het, ons was nie ryk nie, maar elke liewe geleentheid onder die son het ons gehad en hulle het gery vir ons en tot ons trauma die laaste 2 jaar ook, hulle het hulle huis vir my oopgemaak, my sissies het gehelp. Ek weet nie waar ek sou wees sonder hulle nie. Maar daar was 'n stadium waar dit moeilik was en dit was weer eens die duiwel wat via die shame weer in verhoudings wil kom steel en in 'n omgewing wil kom steel. Ja, wat eintlik mooi is, wat eintlik goed is. So ek dink daai was nog net op 'n stadium 'n uitdaging. So jy sê dat dit gemanifesteer toe jy 21 was. Ja. Omtrent daai tyd. Ja. Vertel ons bietjie meer van dit. Hoe dit gemanifesteer, hoe dit jou geaffekteer. Ek dink ons almal het klomp draaipunte in ons lewe, maar dit klink vir my dit was een van joune. Ja. Ek dink op pad soontoe wat ek net gaan noem, ek het daai boek begin lees van John Eckert, Destroying the Spirit of Rejection. Toe ek standaard 8 was op skool, het ek begin epilepsie aanvalle kry en niemand het regtig geweet. Ons het gedink is lae bloedsuiker en is eintlik op 21 ook toe nou eers gediagnoseer as epilepsie. Maar in daai boek verduidelik hy dit so mooi en dit het soveel goeders vir my oopgemaak want God maak jou met 'n DNA. God maak jou met sy plan en sy mooi en sy perfek en ja, daar's sonde, maar dit is God se plan vir jou. Hy het gesit en dink oor jou nog voor jou ma eers geweet het jy is 'n gedagte. En dan kom jy in die lewe in. En rejection is een van die geeste en een van die demone wat die duiwel op 'n daaglikse basis probeer indruk in almal se lewens. En want wat hy doen is, jy kom uit met jou identiteit en dan of in jou womb is daar rejection want jou ma sê iets of na die tyd of en jy kan as mamma al goed afbyt, jy kan dit skoonmaak. Maar dan kom hy maak so rejection. So molestering is een van dit van 'n shame, so daar's rejection, so jy is nie goed genoeg nie. Nou word jy groot. So wat gebeur nou? God se DNA wil groei, maar rejection sê So God jy verstaan daar's iets meer. Jy verstaan jy's nie regtig gelukkig jy is soekend, maar jy kry nie 100% en rejection kom nie alleen nie. So met die tyd gaan al hy maatjies. So waar daar dan raak dit self-rejection, dan raak dit self-condemnation, dan raak dit self-hatred, dan raak dit manipulasie, dan raak dit leens, dan begin en almal goeders begin eventually manifesteer. Fisies ook manifesteer. 100%, want jy glo dit dan, jy glo jy is nie goed genoeg nie. So nou, wat gebeur is as hierdie wyl nie afgehaal word nie, kan jou identiteit nie restore word nie. En ons weet nou in vandag se tyd sal baie meer materiaal en goed beskikbaar vir ons om dit te weet, maar daai tyd hoe would have known. En ons tyd was daar die Heat magazine. Ja, wat jou horoscope vir gegee het. As jy dit was nie, of was net nie die
die tools gewees nie. Maar ook, ek dink as 'n dogtertjie wat nou al want kom ons praat nou oor die ouderdom, was toe nou 8, 5 of 8 en nou is jy 'n student, om nou vir 15 jaar met 'n geheim rond te loop, nê, wat jy nou al so goed weggesteek het. Dat jou maatjies weet nie, en jou juffrouens weet nie, en jou ouers weet nie eintlik nie. Hulle weet glad nie, en dan begin jy compensate. Ja, so ek wil net alles reg doen, ek wil hierdie perfekte lewe lei, en almal moet my net aanvaar, en dan raak jy pleasing, so jy op die einde van gee jou identiteit daar ook op, want nou wil ek net seker maak, my ma is lief vir my, my ma is baie lief vir my, is nie my ma, dis ek, want ek soek dit, maar ek voel, sy probeer in liefde iets sê, en ek skop teen dit, want jy vat dit nie uit waar dit vandaan kom nie. Glad nie. En toe jy nou gepraat van die, dit manifesteer, en toe jy gesê op 'n stadium, universiteit het jy toe nou gesukkel met, bulimie, maar dit was ook en met bietjie selfhaat goed, maar dis alles daai enough en daai soeke na kontrol. Maar die epilepsie ook, want wat ek toe uitvind later is, epilepsie, een van die redes hoekom dit begin, en daar's nou baie, mense het verskillende redes vir die goed, maar een van die goed wat in Kostrad om verduidelik ook, en hierin ook, is wanneer jou identiteit teen jouself begin werk, so jy werk teen jou eie liggaam, jy werk in God se plan in jou liggaam, en jy kan nie groei nie, jy kan nie identiteit werk, jy val jouself aan, die midlife crisis waarvan almal praat, baie dieselfde konsep, want daar's ergens iets wat jou vashou, en jy kan nie loskom daarvan dat God vir jou laat leef wie jy moet wees nie. So vryheid en vrede. 100%. So toe het ek aanhou aanvalle kry, en dan sê hulle vir my, ek eet nie reg nie, en aanvalle kry, en ek eet nie reg nie, en op 21 het ek weer 'n aanval gekry, en toe gegaan, dat hulle scans en toe sê hulle, maar dis net petit mal, maar dit is epilepsie, en dus ek op medikasie, en ek het gaan studeer na skool, en toe, na my eerste jaar het my ouers vir my, na my tweede jaar het my ouers vir my 'n kaartjie gekoop om oorsee te gaan, om geld te maak, dat ek vir my 'n kar kan kom koop. Op universiteit het ek, my eerste jaar het fyn gegaan, en toe besef ek, maar ek is nie regtig, ek hou nie regtig baie van wat ek swat nie, maar weer eens, daai shame, ek is nie goed genoeg, ek kan nie sê, kan nie sê nie, want wat gaan die mense sê, en wat gaan my ma sê, en ek wou nooit my ma teleurstel nie. En daai het gelei tot definitief, ek het dit na die tyd ook besef, ek was definitief tot depressief, en was die eating disorder was definitief ook maar oor not good enough. Not good enough, klopt. En toe gaan jy oor see, nou om te gaan geld spaar saam met 'n vriendin. Ja. En jy land toe in 'n klein dorpie. Hungerford. Hungerford. Ons Hungerford toe. Ons is baie opgewonde. Jy is nou student, jy's jonk, jy het energie, en jy sê toe nou in jou storie, jy en sy kom in 'n hotel, en daar is 'n walm, en dis nie 'n mooi walm nie, dis walm. Dis nie parfuum nie. Maar Amarie sal ook dis nie potpourri nie. Daai storie weet wat is die walm nie, want dis so nou en jy sê ek kom self die vrot maak, jy kom nie agter wat die walm is. Ek kan vir jou ure besig hou met die stories waarvoor mense vir my gelag het, want dan speel ek met goed wat hulle net so sê, stop dit. Dis nie daai stop touching that. Stop looking at that. 100%. So kom toe daar aan, en dis ver uit Onderheid. Dit was amper 6 km se stap uit van die naaste treinstasie af. Kom toe daar aan, en dis niks soos wat hulle vir ons gesê het, en die betaling nie, en ek probeer die Afrikaners vra, maar hoekom is julle nog hier? Wat maak, hoekom loop julle nie? Hoekom is jy? En ek kan nou nie antwoord nie. En toe ons daar aankom, toe staan my hare en my nek so regop. Nou, agtergrond wat dit aan betref, NG groot geword nog altyd. Ek moet sê die NG het amper afgeïnvolve waar ons was, so dis baie goed geweest, en al die bands geweest, elke kerkband, die universiteit so. Ja, jy was betrokke by die worship en goedjies. Worship, alles gedoen, dit was baie lekker geweest, maar ek het geen blootstelling oor die Gees gehad nie. Ek het geen blootstelling oor die Heilige Gees en die geestelike world. Ja, ek het nie regtig nie. Ek het op universiteit 'n boek gelees een keer, wat dit was soos wow, okay, maar ek kon nie regtig dit plaas nie. Hier staan my hare reg op, en my nek stappie in, maar dis zolle en wolke en matrasse en ek weet nie eers, ek het nie eers geweet waarvoor die matras gebruik, ek het nie eers daai konsep verstaan nie. En ons is in hierdie klein kamertjie, daar's nie eers gordyne nie, en na julle ruk se uitpak hier begin ons Bybel lees, en daai rookalarm in ons kamer gaan af. Nou nie ek of my vriendin rook nie. Ons sê julle lees Bybel en toe gaan die rookalarm af. 100%. Ons skrik ons dood, hier storm die manager. Maar hoe die rookalarm in afval in my kamertjies nie in die gang. Dis hoekom almal seker in die gang rook, want as ek so in die gang my kamer. Solank jy nie in die kamer rook nie. En hy kom toe in en skree op ons, en ons is net so sorry. Ons rook. Ons lees Bybel. Ons is net soos, en na rukkie toe gaan hy uit, en ons is amper of so 'n bietjie geskok, en ons praat nog 'n rukkie daaroor, en die volgende begin ons weer Bybel lees, en nog gaan hy alarm weer af.
En ek besef toe, hier's iets hier, ek weet nie wat nie, ek weet nie wat om te dink nie, maar hier's ietsie. Intussen kan ek nie kontak maak met enigiemand buite daai plek nie, ek kon nie 'n SIM-kaart kry nie, hulle hou die mense daar. Stap buitentoe, probeer, en soos wat ek al buite stap, my nekhare en alles staan net so reg op. En ek sê toe net vir my vriendin op daai stadium, hier gaan ek nie bly nie. En ons pak ons tasse en in daai reën stap ons, hulle sal ons vat, hulle vat ons nie. Stap treinstasie toe in daai reën. 6 kilos klim op die trein op daar, so dan met ek 'n vriend gehad wat sy broer gebly het in Londen en ons het toe na sien toe gegaan. Dankie tog. Dankie tog. En daar het die Here vir my 'n ongelooflike werk gegee. Hy het ek het 'n selgroep, ek het by 'n selgroep aangesluit en ons het toe, dit was onder CRC se vaandel en ons het toe 'n band begin in Wimbledon, want daar was baie Suid-Afrikaners daar. En toe is ek daar groot gedoop in 'n dam daar en ek het my taal daar gekry en daar het ek begin leer van wat is die Heilige Gees en wie is die Heilige Gees en ek het ook my eerste wonderwerk daar. Dis die eerste keer wat die Here vir my 'n wonderwerk gewys het. Ek het my salaris moet in 'n rekening inbetaal word, jy kan nie 'n bankrekening kry as jy nie 'n fisiese adres bewys gee nie en dan ook nou jou inligting, jou ID of wat ook al. En in my selgroep sê ek vir julle ek sukkel want die vroue weet hier ek het hierdie amazing vloer vir myself vir dit wat ek betaal, dis belaglik. Ek het baie onder net green pepper gegee, want dis al wat ek kan bekostig, maar ek bly in hierdie mansion. Green peppertjie. Ja. En toe begin hulle vir my bid ook vir dit en die een dag toe lui die klokkie en ek stap af onder toe en sy wou nie vir my bewys gee van sy wou nie 'n huurkontrak teken nie want dit is op word of mouth geweest, so ek het nie 'n bewys van adres nie. Toe ek by die deur kom, toe staan 'n chequeboek nog in daai tyd, gee ek my ouderdom weg en dan 'n kaart, alles. Ek het nie my inligting vir een bank gegee nie. Toe kry jy 'n bankkaart. Toe kry ek 'n bankkaart, 'n chequerekening, alles lê voor die deur en ek het dit vir niemand gegee nie. En klein goedjies ook dat ek sal sê dan dink ek, ek is lus vir 'n milkshake. Ek sal dit nooit vergeet nie. Was nie 5 minute daarna nie toe bel een van my pelle wat daarna nog net sê, luister, is jy nie lus vir 'n milkshake? Ek is ja. Dis ek wat jou op jou hart obviously gehoor wat ek gesê het, maar dankie vir daai. Soos dit was op klein subtiele goed, maar eintlik op daai stadium besef ek het niks daarvan gemaak nie. Dit was wow in die oomblik en dit was soos maar daar was altyd half hierdie wonder van ja, maar wat as iemand ook ergens my ID se ek het hom amper probeer uitredeneer. Logic 100% want ek ken dit nie. Ek ken dit nie. Jy hoor van die Bybel en jy hoor van die wonderwerke, maar jy wat gebeur met jou nie? Nee. En nog met jou manifestering van ek is nie goed genoeg nie. Hoe gaan God my nou doen? Kom saai vir my, kom saai vir my milkshake wil gee. Ek verdien nie. Ja, 100%. Okay. So, Ami, in jou storie het jy ook dan gesê, daai tyd het jy neem ek aan 'n man ontmoet en jy het getrou redelik jonk, of wat nou vanaf sy redelik jonk sou wees. Dit is redelik jonk, kom ons sê dit is redelik jonk. Ja. En toe het jy teruggekom Suid-Afrika toe. Ja, ek het my net daar gevra om te trou, maar ek is getroud op 21 en ek is geskei op 23. So, ja, dit was 'n baie seer tyd in my lewe en ek dink die grootste seer daar agter was dat ek my ouers teleurstel. Ek kom uit 'n huis uit waar dit nie, dis nie in ons familie nie, dis nie eintlik in ons bloedlyn nie. Maar Abba het toe ook op daai stadium, 'n bietjie later ook met my begin praat oor generational curses en ook my begin praat oor wat se effek dit het en die verantwoordelikheid van ons as ouers. Jy kry jou kinders nie en maak hulle groot, maar God verwag van jou om hulle bloedlyn skoon te bid. Geef hulle 'n nuwe begin, geef hulle 'n skoon begin. Ons almal gaan ons eie foute maak want ons is sondaars en ons is nooit perfek nie, maar op die einde van die dag bid dit skoon vir hulle, geef hulle 'n nuwe begin. 100% en hoe hy daai pad op my begin stap het en dat ek net besef het dit was nie in my ouers hulle se verwys nie. En dan ook daai ding van omdat my ma dit ek het en omdat my pa dit ek het ons spreek dit. Verstaan ons spreek ewen in jou mediese forums. Ons het cholesterol, ons het hierdie, ons het nee, jy het nie want God sê God heals everything. En ek verstaan dit is ook 'n stelling waar mense van sê op party word nie genees nie en ek verstaan nou heeltemal wat ek daarmee bedoel is ons moet bid asof God alles genees want God besluit nie ek gaan nou net nie daai of net nie daai en daar's ander goeders wat daar 'n rol speel. Maar ons moet daai geloof hê van God gaan alles genees en hy gaan dit skoon maak. Ons het die opportunity om dit by sy voete te gaan neersit en hy wil verantwoordelikheid vat vir ons lewens. Hy wil besluit, jy weet, wat is die journey, ek dink ons moet net sien as geleentheid
om al hierdie goeders, die cholesterol, hierdie het met my môre gebeur, hierdie het met my gebeur. Yes. As ons nou met ons kinders het ons die geleentheid om hulle by sy voete te gaan neersê en sê, Here, vat die wiel. Ek bid hierdie oor hulle, ek spreek hierdie oor hulle. Dis eintlik 'n amazing opportunity wat ons as ouers het. 100%. Om daai sanctification net te activate. Simply put them at his feet. Yes. Ja. Yes. En wat jy aantrek elke dag, né? Soos wat ons fisies elke dag aantrek, wat trek jy aan? Trek jy aan my pa se siekte, my oupa se dit, of trek jy God se woorde en sy waarheid en sy gesondheid oor jou lewe aan? Ja, en kom weer by jou purpose. Jou purpose is uniek. Jou ouers se purpose is iets anders. So jou ouers het 'n journey gestap en jou ouers het, en ek het 'n journey gestap. Dit beteken nie vir my kinders se journey wees nie. Want God se journey vir my kinders is uniek. En of daar steel gaan wees, ja, en of daar nie steel gaan wees nie, ja, want hulle het ook 'n roeping op hulle lewe en die duiwel wil nie hê jy moet nou roeping. As jy die roeping besef, is waar God sy krag kan release en authority kan release en waar miracles and wonders kan begin werk. Maar vir jou om daar te kom, moet jy niks raak. Ja, ek dink een van die grootste leerskole wat ek al as ouer gehad het, was om te besef dat my kind gaan ook 'n testimony hê. En dis is Jesus, ag nee, ek wil nie eintlik, want as hulle nie 'n testimony het nie, dan is dit soos van ek kon hulle in watte hou. En toe Amorei gediagnoseer as daai tyd is een van die grootste gewigtigste goed wat die Here vir my kon gee het, was sy gaan haar eie testimony en ek moes regtig daai by sy voete gaan neersit en daai sanctification process activate, want dit was soos eintlik wil ek nie, maar dit is nie ek wil nie hê sy moet daai eie testimony nie, maar ek is nie deel van daai nie en ek moes daai soos gaan neerlê en dis nou soos presies wat jy sê, jou kinders het hulle eie unieke storie. Maar vertel ons nou 'n bietjie meer van jou unieke storie, want dit is nogal 'n unieke ene. Goed, so toe het ek amper half na universiteit, na 'n jaar of na die egskeiding, so het ek toe my tweede man getrou het daarna en 2023 Desember het ek toe uitgeklim met daai huwelikheid. En dit was 'n lang huwelik. Dit was 15 jaar en jy het saam 2 kinders, so dit was Ja, dit was 'n lang huwelik geweest. Ja, dit was 'n groot chapter. Dit was 'n baie groot chapter. En ek dink ook dit is waar dis hoekom nou baie healing nodig is in so 'n chapter en dis ook hoekom die Here nie sal aanbeveel dat jy skei nie, want egskeiding bring seer. En dit is ek weet almal het hulle eie storie in daai opsig, maar ek verstaan ek sê altyd vir my kinders, die Here gee vir ons reëls en die Here gee vir ons goed, want hy wil ons beskerm, want hy verstaan die seer wat daarna kom en hy verstaan die seer wat jy gaan moet gesond kry op die einde van die dag. Ek dink in daai tyd was dit was regtig 'n moeilike tyd en dit was 'n harde tyd en weer eens vir my kinders. Maar ek dink ook daai besluit Desember, ek sal nooit vergeet nie, dis asof die Here net 'n wyl oor my hart gesit het op daai stadium en vir my eintlik maar vir my die selfvertroue gegee op daai stadium, want op daai stadium was ek op 'n baie lae plek in my lewe. Wat selfbeeld aan betref wat alles, dit was regtig Daar was nie. Nee, en dit oploop tot 2023 was dit omtrent so 7 jaar. Wat ek gaan kyk het, wat ek goeders geskryf het en wat afbreek. 100% en Ami, ek het jou nou daai tyd ook geken, maar jy het 'n werk opgegee in daai tyd wat jy 10-1 som besluit het, maar daar was 'n klomp goeders van identiteit wat jy opgegee het. Yes. Om die perfekte mamma en die perfekte vrou te wees en ensovoort. So toe jy daai besluit neem om uit te klim, was dit nie net okay, ek gaan uitklim en ek gaan aangaan met my werke. Nee, toe was dit soos ek klim uit met niks. Ek het nie werkondervinding nie, want ek het lanklaas gehad. Ek sê die mark, ek het nie my eie goed nie. Jy het gesê ek gaan nie uitstap. Ek het nie 'n kar nie, ek het nie 'n huis nie, ek het nie financial provision nie, ek het nie spaargeld nie, ek het nie 'n neseier nie. As ek uitstap en ek wil dit net noem, dis 'n massive besluit, want ek dink ons baie vrouens en ja, dis een van die goed ek hou my hoed vir af. Ek weet nie eintlik hoe mense dit doen nie, want ek dink is
nie ooit maklik om uit te klim nie, maar as jy uitklim en jy weet, okay, daar is 'n kar in die garage, daar is 'n garage, daar is 'n huis en ek dink dis makliker, maar as jy uitklim en jy weet ek stap uit môreoggend met die klere aan my lyf. Dit is nogal en ek dink ook dit ek dink daar is ook baie uit so toe klim jy uit met 0. Yes. En ek dink dis wat ek vir jou wil sê, ek dink op die eind van die dag daar's baie vrouens en nie net vrouens nie, mans ook, het glad nie geslags, wat God het 'n plan vir jou lewe en jy het 'n besluit gemaak vir 'n lewensmaat. En daai lewensmaat sien nie noodwendig saam met jou sekere goed nie. Mense weet ook nie altyd in die begin noodwendig waarna om te kyk nie, maar op die eind van die dag raak die God se doel vir jou begin verdwyn. En jy begin al hoe meer wegbeweeg van God se vision vir jou lewe raak al hoe meer wild. Ja, so waar jy jou wou gebruik het op die eind van die dag is jy nie. So dit is eintlik 'n so groot verantwoordelikheid wanneer 'n mens getroud is om te besef dat jou man en jou vrou het hulle eie aparte roepings en baie het 'n ongelooflike roeping op my vorige man se lewe ook gehad, op ons albei se lewens, maar op die eind van die dag moet ons mekaar komplementeer want dit is 'n aparte verhouding met die Here, 'n aparte roeping. Ja, so ek dink as dit nie vir my ondersteuningssisteem op daai stadium was, kan ek vandag vir jou weet ek nie waar ek sou wees nie. I don't know where I would have been as dit nie vir my ouers was, familielede, vriendinne. Ons het op daai stadium ons huis te verkoop in Vleesbaai. En ek het toe net by die Here se voete gesê, Here, nou moet jy ek weet, daar's goed wat U wil hê ek moet weet en ek weet nie wat alles aangaan, so ek wil vra dat U vir my asseblief begin reveal waarteen ek my kinders moet beskerm, dit was my grootste ding, maar ook waarmee deel ek hierso. Want net so konservatief soos wat ek groot gemaak het, was ek konservatief in die huwelik gewees en dit was 'n bom. Dit was 'n absolute bom. Ek wil net hier inkom, jy het vir die Here gevra om vir jou revelation te begin gee oor goeders. Yes. En hy dit. Ons het teruggekom Desember, Januarie, ek het my C-huis opgepak. My C-huis, die C-huis was my safe haven. Die C-huis is waar ek die Here ontmoet het. Die C-huis is waar die Here letterlik, toe ek gesit en huil het, uit die rook, uit die mis uit, iemand gestuur het en Jesus loves you voor my op die strand kom skryf het en geloop het. Die hoeveelheid kere wat die Here opgedaag het vir my daar. So Vleesbaai was, en ek het nydig besef, ek het nog nie regtig die verloor van Vleesbaai mee gedeel nie, en dit gaan oor God se presence wat daar was. Ja. Maar ook hoe hy met my begin praat het daar, en hoe hy my begin challenge het daar, en hoe hy vir my gesê het, op wie vertrou jy, op wat vertrou jy, waarmee is jy besig? Noem die huis Jesaja 58, hoekom noem ons die huis? Hy sê, ja, maar noem die huis Jesaja. En daar ook in die woord dat hy begin praat met my in 2020 het ek vir die eerste keer die Bybel begin deurlees, van voor tot agter, want ek het dit nog nie gedoen nie, soos eintlik maar net, dis eintlik task driven geweest. En dit was die Bybel waar hy vir jou Ou Testament, Nuwe Testament en 'n Psalm gee, en hoe die Here daai jaar vir my kom wys coincidence is toe nou nie coincidence nie, want as ek deel met 'n stomp, dan praat hulle oor 'n stomp, as ek deel met Jakob, as ek naam oor Jakob en deel met Jakob die aand, en ek het 'n boekie waar ek begin neerskryf het nadat ek was net soos flabbergasted. Ja, die veer wat toe nou op jou voorkop geval het, was toe nou nie net 'n veer. Precies, dit was nou nie. En regtig, oor my nou se getuienis, hy het begin praat deur die natuur, hy het begin praat deur betekenisse, en wanneer jy dit begin soek, showed up everywhere. Ja, wanneer jy dit begin soek, is dit net ongelooflik hoe hy deurkom met dit. Ja. So hy is opgepak in Vleesbaai, teruggekom, hy is opgepak hier. In daai tydperk was daar ongelooflike vrees in my binneste. Op 'n stadium van so 'n oor dat ek by my ouers gaan bly het, ek en my kinders. So hulle bly in Centurion en my kinders is in Garsfontein, en ons het toe nou maar net in die oggend gery, en dan het ek hulle afgelaai en die huis gaan inpak en uitsorteer, en so dit aangegaan tot Maart omtrent. Ek het toe ergens in daai tydperk 'n prokureur gaan sien en het gesê, "Son, wat staan my te doen? Hoe moet ek hierdie doen?" En toe het die Here begin met sy revelation, en mense het my begin bel wat ek jare los mee gepraat het, vriendskappe wat geëindig het deur die jare wat ek nooit verstaan het nie. Soveel goeders het begin sin maak vir my. Maar dink mooi vir die Here daai vraag. Ja, dit is hoekom ek dit uitgelig het, want ek dink mense dink God's revelation is so
dit klink baie mooi. Sal dit lig. Partykeer ja, dis die maar partykeer om by die light switch uit te kom of om by die lig uit te kom of daai cliché sê ding van die lig aan die einde van die tonnel. Mense vergeet, die tonnel. daar's 'n tonnel. Daar's 'n hele lange tonnel en ek dink dis nou dat jy met ons gaan share is jou tonnel. Ja, ek dink ook tonnel. Weer eens my konservatiewe agtergrond en in my hele lewe, as jy nou vir my vra het ek sou dit kon comprehend wat na my kant toe gegooi word, wil ek vir jou sê, daar's nie 'n manier. Ek sou dit nie eens kon droom nie. Daar's nie 'n manier nie. Dit is ja, dit gebeur met mense in movies. 100%. En daai is wat ek baie kry die laaste ruk. Dit is 'n movie. So om daai net vinnig op te vat en aan te beweeg van daai is 'n immens vrees, sodat ek nie kon eet nie, dat ek nie kon slaap nie. En dit is weer eens waar die Here nou met tyd vir my gewys het liggaam, siel en gees. En ons as vrouens het eintlik 'n verantwoordelikheid om daai as een te kry, om te function, om by mekaar uit te kom. Maar wanneer dit enige trauma gaan, of for that matter, eintlik net ons daaglikse lewens van die gejaag is, so split it. Oefen jy hierdie week 60 keer, want jy moet compensate vir die laaste 2 maande, en dan eet jy hierdie week niks nie, want jy moet compensate vir wat kom, en op die eind van die dag, intussen weet jou kop, okay, ten minste hierdie is so, en hierdie is so, en dis God se woord, en dis God se woord, maar die Here wil daai align. Hy wil dit in 'n equilibrium bring. Align, en alhoewel dit kan align is deur wanneer ons stil raak en rustig raak en sê, okay Here, wys my nou. En steeds jou liggaam bly jou vlees. So deur alles wat die Here vir my wys en reveal en leer, en het hy my geleer. John Eckert het 'n klein boekie wat sê Breaking Chains, en soos wat ek weer eens toevallig, ja, ek het 'n vreeslike sin vir humor ook deur, en soos wat ek die boek reg, toe val die lig en die boek voor my neer op daai stadium, en daar verduidelik John Eckert in daai boek wat se tipe demone is daar, hoe werk demone, waarin sit hulle vas. Want ek sê vir die Here, hier kry ek al hierdie inligting en dis 'n bombardation van evil, en op die eind van die dag moet ek my kinders daarteen beskerm. So daai boekie het ek gelees en ek het my kinders net begin salf en myself begin salf, maar in jou liggaam is die swakste. Jou gees en jou siel kan die Here, hy leer jou en hy dra jou en hy wys jou, en die woord het ons gevoed vandag enig, maar jou liggaam, as dit trauma was, en trauma is ook toe nou 'n gees actually, wat ek nie geweet het nie, ek gedog trauma is gevolg van, jy weet, hy gee vir jou ander goed, maar trauma self is ook 'n gees. En op die eind van die dag, as daar 'n telefoon lui, is ek naar. Alles as daar iets harde klank is ek so, as daar trigger. Verlede week het Amika geskree oor 'n goeie punt, dankie liewe Jesus, toe begin my huil, want toe skrik ek myself dood. So nou is ek op daai journey waar die Here die fisiese met kom. Dis die laaste een wat bykom, maar die fisiese, want dit is net, you just need to heal, jou kop moet eers op 'n plek wees waar jy daai, ek amper of sê, die courage by mekaar kan kry om te sê, okay, maar change your ringtones, kom ons praat nie sagter nie, en nou hoe die Here daai nou vir my begin pinpoint. So na al daai inligting, was vreeslik groot ding, by my ma toe gebly, gery daar toe, einde Maart, ingetrek in ons eie plekkie. Dit was 'n absolute blessing, net die natuur, en op daai stadium, tussen al die seer en tussen al die negatief, het ek en my kinders begin vrede ervaar, wat ook 'n leerskool vir ons was, want op daai stadium het ons, ek het seker goed vrede in jou huis nie. Ja, daar was warfare die laaste 7 jaar, en ek het nie altyd geweet waarteen ek warfare, en ek het nie verstaan hoekom, en ook my kinders het opgetel, nagmerries gekry, ek het elke aand by hulle aan die slaap geraak, dit was eintlik al vir attachment, daai het al gewees, en dis omdat daar onsekerheid was, dis omdat daar, en dan sal Amika sê, maar sy hou aan droom van hierdie, dan wys die Here vir ons iets, en dan, so ek hou aan bid, en ek hou aan hof, en ek verstaan nie wat teen nie, en dit bring my weer by, die ongelooflike, setup van 'n huwelik, en dis een van die goed wat ek tot vandag toe nie verstaan, dat die Here nog steeds vir my 'n bewondering gee vir die huwelik setup, nou wat ek deur is, maar ek het steeds hierdie ding van, daar's 'n beskerming as 'n pa 'n rol inneem in 'n huis, en dis 'n goddelike rol, is daar 'n natuurlike beskerming in 'n huis, en jy as mamma, die nurturing, julle daar's so 'n need vir nurturing ten opsigte van mans, ten opsigte van kinders, en dit is so 'n groot verantwoordelikheid wat die Here op ons gesit het eintlik. En ons as vrouens kan baie keer
daai woord na al die ander 1000 goed wat ons wil doen, maar daai nurturing, hoe hy in die ons original calling 100% in die tuin van Eden, hoe hy gaan en hy nurture vir Adam en hoe hy hulle nurture, maak nie saak voor of na hulle sonde nie. Maar in elk geval, daai is net een van die goeders wat hy weet vir my gewys het die laaste ruk. So in die plekkie toe nou intussen, jy weet, 'n hele paar challenges en toe September 2024 is ek toe vir die eerste keer gedagvaar. Intussen het daar 'n klomp goed uitgekom oor my handtekening wat vervals is op baie dokumente. Daar's groot impakte. Daar's skuld op my naam gemaak. En al my rekeninge wat ek gehad het. Ja, hoe jy nie geweet nie, I get you. Baie van die goeders is verander. Ek het nie die boodskap gekry, ek het nie inligting gekry, maar ook daar was 'n totale vertroue en loyaliteit. Maar jy het ook nou gesê daar was jy was baie konservatief in jou huwelik ook en to sense ignorance is bliss. 100%. En tot 'n mate dat ek op 'n stadium vir die Here sê, maar het ek nie discernment gehad nie. Verstaan, waar was my discernment? Maar ek besef ook daai oorgee aan 'n ander persoon. Yes, en weer self-condemnation, daar wat ek sê maar almal die goeie genade, verstaan nie? En na die tyd hoor jy ook mos almal om jou het gebeur behalwe jy, maar op die eind van die dag het die Here net vir my kom sê, ek het jou gemaak met 'n geestesgawe en jou geestesgawe is van so 'n aard dat wanneer jy by vertrek instap, moet jy sensitief genoeg wees om emosie op te tel. Maar is nie noodwendig die evil wat jy moet raak sien nie, dis iemand anders se job. So ek het regtig en ek glo dat ek het nooit geglo in 'n plain eenvoudige boring huwelik nie. Ek het altyd gesê ek soek 'n extraordinary huwelik waar mense in excellence leef en mekaar opbou en mekaar sterk maak en want ek glo dit is wat die Here se doel daar agter is. Ons altyd jokes en ons is altyd negatief. Hoekom? Daar's 'n rede hoekom die Here unity het en ons 'n rede hoekom die Here mense bymekaar bring en mense sien dit net as 'n daily life ding, maar dit is eintlik 'n huge blessing. Dit is eintlik because it's not everywhere and it's ordinary. Op baie plekke is dit ordinêr en God roep ons nie vir ordinêr nie. God roep ons om die hemelse koninkryk op aarde te kom uitleef. En kan jy imagine God en die hemelse koninkryk in huwelik? Dit is net vir my, dit is nog steeds een van die goeders wat vir my mind-blowing is. En ja, toe is daar ingetrek en toe is ek gedagvaar vir R5 miljoen. Vriendinne, Ami se storie is nie verby nie. Ons delf volgende week verder in hierdie amazing comeback inspiration in. Baie dankie vir die koffie. Dit was great om jou te sien. Sien julle volgende week.